Ons gaan dan na die woord van die Here toe. Ons lees vanoggend vanuit 2 gedeeltes. Die eerste gedeelte is Handelinge 20 vanaf vers 17 en dan die tweede gedeelte is Openbaring 2. So Handelinge 20 en Openbaring 2. Die 2 gedeeltes is ook op die bord, Handelinge 20 vers 17 en Openbaring 2 vanaf vers 1. Ons begin dan daar by die eerste gedeelte, Handelinge 20 vanaf vers 17. En van Milete het hy gestuur na Efese en die ouderlinge van die gemeente laat roep. En toe hulle by hom kom, sê hy vir hulle: Julle weet hoe ek, van die eerste dag af dat ek in Asia aangekom het, die hele tyd by julle gewees het, en die Here gedien het met alle nederigheid, en met baie trane en beproewinge wat oor my gekom het deur die komplotte van die Jode. Hoe ek niks agtergehou het van wat nuttig is nie, om dit aan julle te verkondig en julle te onderrig in die openbaar en in julle huise, terwyl ek kragtig by die Jode sowel as die Grieke aangedring het op die bekering tot God en die geloof in ons Here Jesus Christus. En kyk, ek gaan nou gebind deur die Gees na Jerusalem, en watter dinge my daar sal oorkom, weet ek nie, behalwe dat die Heilige Gees in elke stad kragtig getuig en sê dat boeie en verdrukkinge my wag. Maar ek bekommer my glad nie, en ek ag ook my lewe vir myself nie dierbaar nie, sodat ek met blydskap my loopbaan kan volbring en die bediening wat ek van die Here Jesus ontvang het, om kragtig te getuig vir die evangelie van die genade van God. En nou weet ek dat julle almal onder wie ek rondgegaan en die koninkryk van God verkondig het, my aangesig nie meer sal sien nie. Daarom betuig ek aan julle op hierdie dag dat ek rein is van die bloed van almal. Want ek het nie nagelaat om julle die hele raad van God te verkondig nie. Gee dan ag op julleself en op die hele kudde waaroor die Heilige Gees julle as opsieners aangestel het om as herders die gemeente van God te versorg, wat hy deur sy eie bloed verkry het. Want ek weet dit, dat na my vertrek wrede wolwe onder julle sal inkom en die kudde nie sal spaar nie. Ja, uit julle self sal daar manne opstaan wat verkeerde dinge praat om die disippels weg te trek agter hulle aan. Daarom moet julle waak en onthou dat ek 3 jaar lank nag en dag nie opgehou het om elkeen met trane te vermaan nie. En nou broeders, dra ek julle op aan God en aan die woord van sy genade, wat magtig is om julle op te bou en julle erfdeel te gee onder al die geheiligdes. Niemand se silwer of goud of klere het ek begeer nie, maar julle weet self dat hierdie hande voorsien het in die behoeftes van my en die wat by my was. Ek het julle in alles getoon dat ons deur so te arbei die swakkes moet help, en die woorde van die Here Jesus moet onthou dat hy gesê het, dis saliger om te gee as om te ontvang. En na hierdie woorde het hy neergekniel en met almal saam gebid. Na het 'n groot geween ontstaan van almal, en hulle het Paulus om die hals geval en hom gesoen, veral bedroef oor die woord wat hy gesê het, dat hulle sy aangesig nie meer sou sien nie, en hulle het hom na die skip begelei. Ons slaan dan oor, ons gaan lees in Openbaring 2.
die opskrif briewe aan die 7 gemeentes van Asië en dan die eerste brief aan Efese. Skryf aan die engel van die gemeente in Efese. Dit sê hy wat die 7 sterre in sy regterhand hou, wat wandel tussen die 7 goue kandelaars. Ek ken jou werke en jou arbeid en jou lydsaamheid en dat jy slegte mense nie kan verdra nie. En dat jy die op die proef gestel het wat sê dat hulle apostels is en dit nie is nie. En hulle leenaars bevind het. En dat jy verdra het en lydsaamheid besit. En terwille van my naam gearbei en nie moeg geword het nie. Maar ek het teen jou dat jy jou eerste liefde verlaat het. Onthou dan waarvandaan jy uitgeval het, bekeer jou en doen die eerste werke. Anders kom ek gou na jou toe en sal jou kandelaar van sy plek verwyder, as jy jou nie bekeer nie. Maar dit het jy, dat jy die werke van die Nikolaïte haat, wat ek ook haat. Wie jou oor het, laat hom hoor wat die Gees aan die gemeente sê. Aan hom wat oorwin, sal ek gee om te eet van die boom van die lewe, wat binne-in die paradys van God is. Ons lees vanoggend net so ver vanuit die woord van die Here. Ek gaan vra dat u net so bly sit, ons buig die hoofde en dan bid ek net vir ons saam. Almagtige God en Hemelse Vader, ons is voor u in soveel dankbaarheid, vir wie u is, vir dit wat u vir ons doen, en vir die genade wat u so mildelik op ons uitstort. Here, dat u vir ons 'n gemeente hier gegee het, dat u vir ons 'n kerkgebou gegee het, dat u alles so in mekaar gestel het, Here, dat ons hier vanoggend kan wees. En baie keer dink ons, dis 'n toeval, Here, maar ons weet, u woord sê, ons bedink ons weg uit, maar u rig ons voetstappe. En daarom is ons hier vanoggend, Here, met 'n goddelike afspraak. En so bid ons, Here, dat u met ons sal spreek vanuit die woord, dat u ons sal leer, dat u ons sal laat groei in die genade en kennis van ons Here Jesus Christus. Here, en so weet ons, u woord is getrou. Ons bid, Here, dat u vanoggend vir ons geopende harte sal gee, om hierdie woord te ontvang. Here, dat u vir ons stof tot nadenke sal gee, dat u ons sal help om toe te pas dit wat u vir ons leer. En ons dank u, Here, dat ons enige tyd na die woord toe kan gaan en kan sien, Here, wat verwag u van ons. Ons hoef nooit te wonder nie, of ons nooit te bekommer daaroor te wees nie, Here, want u woord is vir ons daar. Ons bid dan vanoggend, Here, gebruik u woord en spreek kragtig tot elkeen van ons. Help dat ons met 'n boodskap hier sal uitgaan, 'n boodskap van u af, 'n boodskap in die waarheid van die skrif. Ons bid ook so vir die woord wat uitgaan op verskillende plekke, Here, verskillende kerke, verskillende gemeentes, en ons gebed is eerstens, Here, dat u woord in waarheid sal uitgaan, Here, dat mense nie u woord sal verdraai of verander nie, maar dat u woord reguit sal uitgaan, en dat daar waar u woord so uitgaan, Here, dat dit mense se lewens verander. Ons bid ook vir ons eie dorp, Here, ons hoor van hierdie dinge wat gebeur, ons hoor van die teëspoed wat mense ervaar, met die vis en met die reën en met alles wat gebeur, Here, en ons vertrou u, dat u hierdie omstandighede sal gebruik, Here, om mense na u toe te dryf, dat hulle sal weet, ons staan nie op ons eie krag nie, Here, maar ons het u nodig, en daarom bid ons, mag die mense in ons dorp u aangesig soek, Here, mag hulle lewens verander, dat hulle sal leef soos wat u vir ons sê, en hou ons aan bid, Here, vir die redding van verlore siele. Ons bid ook so vir die jeug, Here, ons hoor so in die wandelgange dat die jeug in alle gemeentes, in alle dorpe 'n probleem is, en die jeug verdwyn en hulle hou hulle besig met ander dinge, maar ons weet, Here, dat u woord gaan uit tot alle generasies, en u woord gaan uit tot alle ouderdomme, en bid ons, Here, dat u die jeug sal bereik deur u woord, dat hulle nie verblind sal word deur wat die wêreld hulle leer en vir hulle wys nie, maar dat hulle sal terugkom na die waarheid van die woord toe. En so bid ons, Here, dat u woord weer by kerke, by gemeentes sal uitkom, en dat hulle die woord daar sal ontvang en sal uitleef. Dankie, Here, dat ons daarvoor ook kan bid. Ons bid vir die name op die gebedslys, Here, elke naam wat genoem is, en ook spesifiek so vir oom Gerard Ungerer, wat nou die bestraling en chemoterapie kry, Here, dat u met hom ook sal wees, en dat sy oë ook in hierdie tyd op u gerig sal wees, en daai woorde wat u vir Paulus gesê het, dat my genade vir jou genoeg is, dat hy dit ook so sal ervaar. Ons bid ook vir elke ander naam, Here, dat hulle u bystand sal ervaar in hulle situasie.
Dankie Here dat ons hierdie dinge vanoggend kon kom bid. Dankie dat ons gemeente aan U kan kom opdra en bid Here dat U in elke behoefte van ons gemeente ook sal voorsien, Here, soos U reeds doen. Ons loof en ons prys U en ons is nou voor U met 'n wagtende hart, Here, om te hoor wat U vir ons wil sê. Ons bid dit alles in die naam van Jesus Christus alleen. Amen. Ons begin dan by ons teks van oordenking. Julle moet maar verskoon as ek bietjie eentonig praat. Ek voel as ek opgaan met my stem, dan begin ek krap. So gaan maar net op so een toon praat. So en maar mekaar wakker hou as dit te erg raak. So ons is daar by ons teks van oordenking, Openbaring 2 vers 2 en 3. Ek ken jou werke en jou arbeid en jou lydsaamheid en dat jy slegte mense nie kan verdra nie en dat jy die op die proef gestel het wat sê dat hulle apostels is en dit nie is nie. En hulle leenaars bevind het en dat jy verdraaid en lydsaamheid besit en terwille van my naam gearbei en nie moeg geword het nie. En vanuit hierdie vers, vanuit die twee gedeeltes wat ons gelees het, praat ons vanoggend oor Efese, 'n goeie gemeente. En dit kan mens waarlik sê. Nou kom ek verduidelik eers so vinnig hoekom praat ons vanoggend oor hierdie gedeelte. So 2 Woensdae terug toe ons juis oor die gedeelte in Openbaring 2 gesels en die by die bid hier sal onthou, ons het van die gedagtes aangeraak. En toe die Woensdag wat verby is, het ons weer oor Efesiërs 1 gepraat en dit wat die gemeente in Christus het. So het hierdie spesifieke gemeente van Efese my nog nie gelos nie. En die Here het dit so op my hart gelê om meer in diepte na hierdie gemeente te kyk. So dit is wat ek gedoen het en daarom gesels ons vanoggend meer in die breë oor die gemeente in Efese. Nou net om die geheel beeld te kry van hierdie gemeente in die woord, wil ek net so vinnig bietjie die agtergrond deel van waar die gemeente kom en waar hy hom uiteindelik bevind in Openbaring 2. So ek weet dis nou nie gewoonlik wat ek doen om die tydlyn te gee nie, maar ek gaan dit so vir ons op die bord sit, die tydlyn, dan kan ons mooie gedagte kry van wat presies daar gebeur het. Dit alles begin in Handelinge 18 vers 19 tot 21. Sien is so bietjie klein. Maar daar in Handelinge 18 besoek Paulus die heel eerste keer die gemeente en hy verkondig aan die Jode. So dit is so min of meer 52 na Christus wat dit gebeur. Handelinge 18 bietjie verder, dan kom Apollos by die gemeente aan. Hy leer die gemeente en so word hy ook geleer deur Aquila en Priscilla wat daar in die gemeente was. Maar dan die volgende wat ons op ons tydlyn kry, in Handelinge 19 en 20, spandeer Paulus 3 jaar by hierdie gemeente. 3 jaar lank wat die evangelie uitgaan, baie mense word gered, kom by die Here uit, die gemeente groei en dit gaan goed in die gemeente. En in hierdie tyd skryf Paulus ook 1 Korintiërs, terwyl hy daar is, skryf hy die brief aan hulle. En hierdie tydperk, die 3 jaar eindig met Paulus wat dan vir hulle daardie toespraak vir die ouderlinge gee wat ons gelees het, daar in Handelinge 20. So in Handelinge kry ons dan verskillende gebeure in die gemeente, so bietjie meer geskiedenis, en dit eindig met die mooi toespraak van Paulus. So dis so die begin van die gemeente. Daarna skryf Paulus die brief aan die Efesiërs, terwyl hy in Rome in die tronk was. Hy het mos ou vir hulle gesê, hy gaan hulle nie weer sien nie, hy gaan weg, hy gaan Rome toe, hy word gevange geneem, en hy skryf tussen 60 en 62 na Christus, skryf hy hierdie brief. Hierdie brief skryf hy aan hulle oor die rykdom en die wandel in Christus. Die eerste 3 boeke of eerste 3 hoofstukke van Efesiërs, skryf hy vir hulle die teologie, wil ek amper sê, hy maak die leringe vas, en die 4, 5 en 6ste hoofstuk skryf hy vir hulle prakties van aard, veral oor die heiligmaking wat hy daar vir hulle skryf, en dit eindig met 'n gedeelte wat ons baie goed ken, en dit is die wapenrusting van God. So, dis so 60 tot 62 na Christus. Dan direk daarna skryf Paulus nog 'n brief, en dit is die brief aan Timoteus in 1 Timoteus. Nou Timoteus is toe die leraar van hierdie gemeente in Efese, en hy skryf aan Timoteus dat hulle die gemeente sal bewaar, die gemeente beskerm teen valse leringe.
En hy skryf baie groot gedeeltes daaroor. Dit begin met wat die ware evangelie is, en hy sê vir Timoteus om die goeie stryd te stry, en hy eindig hierdie brief 1 Timoteus met die woorde: O Timoteus, bewaar jou pand. So die gedeelte gaan oor die feit dat die gemeente bewaar moet word teen valse leringe. En dan uiteindelik die laaste hier op ons tydlyn, so 95 tot 96 na Christus, skryf Johannes die brief in Openbaring 2 aan die gemeente, waar die Here Jesus self vir hierdie gemeente 'n boodskap het. En dit begin met daai woorde: skryf aan die engel van die gemeente in Efese, dit sê hy, en dan vir ons 'n mooi beskrywing van die Here Jesus. So daardie brief aan die gemeente in Efese. Nou hierdie 7 briewe, het ek al vir u in die verlede gesê, het ook ander implikasies met hoe die kerkgeskiedenis uitgespeel het, die voorspelling wat daar was, en hoe dit ingedeel is, maar elkeen van hierdie 7 briewe kan 'n mens ook vat as 'n praktiese les vir gemeentes vandag, 'n les wat eindeloos is, 'n mens kan aanhou daaruit leer. So hierdie paar punte hier op die bord is so min of meer 50 jaar van die gemeente se geskiedenis. So eintlik nogal baie wat mens daaruit leer. En as ek dit net vinnig kan opsom, kan ons sê Handelinge, die gemeente word gebore, Efesiërs, die gemeente word geleer, 1 Timoteus, die gemeente word beskerm, en uiteindelik Openbaring, die gemeente word deur Jesus aangespreek. So dit is die hele gedagte in die skrif rondom die boek Efese wat ons daar kry. So ons het dan 'n redelike oorsig oor die gemeente, en as ons nou deur hierdie gedagtes beweeg, dan kry ons die indruk dat dit waarlik 'n goeie gemeente was. En ons kan dit vir onsself indink, om te dink, Paulus was vir 3 jaar lank hulle leraar gewees, en daarna Timoteus, wat ons ook baie van lees in die woord. En in die boeke Handelinge en Efesiërs is daar nooit iets wat ernstig aangespreek word nie. Hulle word eerder geleer en aangemoedig. So weer eens 'n goeie gemeente wat aangemoedig word, hou voort met dit wat julle doen. En dan uiteindelik in Openbaring 2, daardie kompliment van die Here Jesus self, wat hy vir hulle sê: ek ken jou werke en jou arbeid en jou lydsaamheid, en dat jy slegte mense nie kan verdra nie, en dat jy die op die proef gestel het wat sê dat hulle apostels is en dit nie is nie, en hulle leenaars bevind het, en dat jy verdra het en lydsaamheid besit, en ter wille van my naam gearbei en nie moeg geword het nie. 'n Mooi kompliment van die Here Jesus self. En ons kry hier dat hulle lering reg was, hulle was hardwerkend gewees, hulle het onderskeidingsvermoë besit, hulle het uithou vermoë gehad, alles wat 'n gemeente sal wil hoor, het die Here Jesus vir hierdie gemeente gesê. Maar ons weet ook, dit het nie net goed gegaan nie. Daar was een groot probleem. Ten spyte van alles wat hulle gedoen het wat so goed was, was daar een groot klagte teen hulle, en daarby sal ons so bietjie later uitkom. Maar as ons na die woord van die Here kyk in die Nuwe Testament, kry ons 'n mooi geheelbeeld van die goeie gemeente in Efese. Maar nou wil ek vir 'n oomblik net fokus op iets wat Paulus vir daardie ouderlinge gesê het in sy laaste toespraak voor hy vanuit Efese vertrek het. Hy gee vir hulle 'n opdrag, en hy begin deur vir hulle te sê in Handelinge 20 vers 27, want ek het nie nagelaat om aan julle die hele raad van God te verkondig nie. So hy sê vir hulle, ek het vir julle alles gegee wat nodig is, en dan die opdrag, hy sê vir hulle in vers 28, gee dan ag op julleself en op die hele kudde. So die ouderlinge en die gemeente kry die opdrag, let op julleself. Maak seker julle is reg, toets, beproef, kyk, dat julle gemeente op die regte plek is. En terwyl hy aan Timoteus in 1 Timoteus skryf, as predikant van Efese, gee hy vir hom 'n soortgelyke opdrag. Hy sê in 1 Timoteus 4 vers 16, let op jouself en op die leer. Maak seker julle is reg, volgens die woord van die Here. So dit is hoekom ons vanoggend na hierdie goeie gemeente in Efese kyk, sodat ons op onsself kan let, dat ons kan toets, dat ons kan beproef of ons gemeente op die regte plek is, dat ons 'n goeie, goddelike
Bybelse gemeente is. Veral in 'n tyd soos vandag, ons weet die woord sê, in die laaste dae sal daar baie spotters wees, mense wat wandel volgens hulle eie goddelose begeerlikhede, en dis hulle wat skeuring maak, mense wat die Gees nie het nie, en as hy dit sê, praat hy van mense binne in kerke. Soos in hierdie tyd, met dit wat gebeur, daar buite, wat ons wil seker maak, ons is 'n goeie gemeente, en hierdie geheelbeeld wat ons oor Efese het, gaan ons help om dit te doen, om te let op onsself, en om te toets, is ons op die regte plek. Ons kyk na die gemeente se goeie, se sterkpunte, ons kyk na die kompliment wat Jesus self vir hulle gegee het, dat ons kan seker maak, ons as gemeente is ook daar, maar ons kyk ook na die groot fout wat hulle gemaak het, om seker te maak, ons doen nie dieselfde nie, ons maak nie dieselfde fout. Soos ek vroeër gesê het, Openbaring 2 is 'n eindelose les vir gemeentes, ons kan daaruit leer. Maar nou wil ek net iets noem, iets wat uitstaan in Openbaring 2, en ek het dit met ons daai biduur hanteer, maar ek gaan dit net vinnig weer noem, is as 'n mens kyk na Openbaring 2 vers 1, dan staan daar, skryf aan die engel van die gemeente, nou die Grieks is die boodskapper van die gemeente, so skryf aan die, ons kan sê leraar, predikant van die gemeente, dit sê hy, nou hoor die beskrywing van die Here Jesus, wat die 7 sterre in sy regterhand hou, wat wandel tussen die 7 goue kandelaars. Ons hoef nie te wonder waaroor dit gaan nie, die verduideliking is in Openbaring 1 vers 20, hy sê die verborgenheid van die 7 sterre, wat jy in my regterhand gesien het, en die 7 goue kandelaars, die 7 sterre is die engele of boodskappers, leraars van die 7 gemeentes, en die 7 kandelaars wat jy gesien het, is die 7 gemeentes. So Openbaring 2 begin met die gedagte, die Here Jesus is betrokke by sy kerk. Hy is daar, hy wandel tussen gemeentes. Hy ondersteun predikers, en dan sê hy in vers 2, ek ken jou werke. So die Here ken sy gemeentes. Hy weet wat daar aan die gang is, hy weet wat hulle doen. Hy weet presies. So ons kan onsself nie verwyder en sê, die Here Jesus sien nie wat hier gebeur, en ons hoop ons doen ons beste nie. Hy is hier betrokke. Sy oë, sy ore is op ons, hy ken ons. Soos wat hy vir daardie gemeente gesê het, ek ken julle werke, so kan ons sê, hy ken ons. En daarom wil ons hom ook verheerlik. Ons wil 'n goeie gemeente wees, waar die Here Jesus verheerlik word, en waar sy naam groot gemaak word. So kom ons gaan kyk nou, wat sien ons in hierdie gemeente van Efese raak, en ons gaan kyk, is dit in ons gemeente, is dit in ons lewens? Ons begin by ons eerste gedagte, en dit is Efese se goeie werke. Openbaring 2 vers 2, ek gaan net die eerste stukkie lees, ek ken jou werke, en jou arbeid, en jou lydsaamheid. So die heel eerste ding wat Efese 'n goeie gemeente gemaak het, is hulle werke. Die manier wat hulle geleef het, dit wat hulle doen, die heel eerste ding wat die Here Jesus in sy boodskap vir hulle sê, die kompliment wat hy gee, is oor hulle werke. Maar waar kom hierdie goeie werke vandaan? Hoe het hulle dit reg gekry? So kom ons begin daar. Efesiërs 2 vers 1 tot 10 gaan juis oor hierdie gedagte. Nou, u sal weet as u die gedeelte ken, Efesiërs 2 is 'n kragtige beskrywing wat oor redding gaan. Dit begin met, en julle het hy lewend gemaak wat dood was deur die misdade en die sondes. En dan gaan hierdie gedeelte verder, hy sê, hoe die Here hierdie mense gered het vanuit hulle vorige lewe, hoe redding deur genade alleen is, dis 'n gawe van God, en dit is nie deur die werke nie. Maar dan eindig dit met Efesiërs 2 vers 10, want ons is sy maaksel, geskape in Christus Jesus tot goeie werke, wat God voorberei het, sodat ons daarin kan wandel. So werke kan my nie red nie, maar as ek gered is, dan is daar goeie werke. Dan leef mens as 'n kind van die Here. En dis hoe die Here die gemeente saamgestel het. Handelinge 2 vers 47, en die Here het daagliks by die gemeente gevoeg die wat gered is.
So 'n gemeente bestaan uit kinders van die Here, gereddes, wat goeie werke doen, wat se lewens daarvan getuig, dat hulle kinders van die Here is. En ja, enige iemand kan 'n diens bywoon, enige iemand kan in 'n gemeente instap en die woord van die Here hoor, maar die samestelling van die gemeente is kinders van die Here. Paulus brei hierdie gedagte uit in Efesiërs 4 vers 1, hy sê vir hulle daar, ek vermaan julle dan, ek die gevangene in die Here, om te wandel waardig die roeping waarmee julle geroep is. Ek het al 'n boodskap oor daai gedeelte gebring, en nou net om dit op te som, as hy sê wandel waardig die roeping, dan gaan dit oor leef soos kinders van die Here. Dit is eenvoudig, leef soos kinders van die Here, sodat 'n mens se goeie werke gesien kan word. En in Efesiërs 4 vers 17 tot 5 vers 21 verduidelik Paulus wat daai goeie werke en wat die slegte werke is, en hy som dit op, dis alles wat sleg is, maar dit is hoe heiligmaking lyk. En ek lees net 3 verse waarna hy dit eintlik opsom. Hy sê Efesiërs 4 vers 22 tot 24, dat julle wat die vorige lewenswandel betref, die ou mens moet aflê, wat deur die begeerlikhede van die verleiding te gronde gaan, en dat julle vernuwe moet word in die gees van julle gemoed, en dat julle met die nuwe mens beklee word, wat na God geskape is in geregtigheid en heiligheid. So ons noem dit net leef soos kinders van die Here. Dis iets wat ons reg deur al die gedeeltes van Efesiërs sien, van Handelinge tot Efesiërs, tot Timoteus, tot Openbaring. Hierdie gemeente is geken aan hulle goeie werke. Ook dit wat hulle vir die Here gedoen het. Openbaring 2 vers 3 eindig die vers met, en terwille van my naam gearbei en nie moeg geword het nie. Hulle werke was nie net goed nie, maar hulle het ook vir die Here gewerk. So wanneer ons dit dan as 'n riglyn gebruik, om ons gemeente te toets, dan begin ons by 'n vraag, en daardie vraag is, word ons gemeente geken aan goeie werke? As iemand ons raakloop, nie in die kerk nie, maar in die dorp, by die werk, daar waar ek beweeg, hoe lyk my lewe? En dit begin vir ons ook, by ons redding. Redding stel ons in staat om goeie werke te doen in die oë van die Here. Dit stel ons in staat om die ou mens af te lê en met die nuwe mens te beklee. Dit stel ons in staat om te leef soos kinders van die Here. So die vraag is dan, word ons geken deur ons werke as kinders van die Here? En dis 'n groot kwessie vandag. Want as 'n mens net bietjie buite begin beweeg, dan sien mens baie mense noem hulle self kinders van die Here. Maar kyk na hulle lewens. Leef hulle werklik soos kinders van die Here? As 'n mens hulle raakloop in die straat of in 'n restaurant, hoe lyk hulle gewoontes? Hoe lyk hulle taalgebruik? Waardeur word hulle geken? 'n Goeie gemeente word geken aan goeie werke. Bybelse goeie werke. So die vraag, as die Here Openbaring 2 aan ons moes rig, as daar moet staan, dit sê hy aan die gemeente in Weskus, sou hy ons kon komplimenteer oor ons goeie werk. En dan ook ons werk vir hom. En ons die vraag vra, hulle het gearbei vir die Here sonder om moeg te word. Wat doen ons vir die Here? Daar waar ons beweeg, dit wat ons onsself mee besig hou, wat doen ons werklik vir die Here? Arbei ons sonder om moeg te word. So dis die eerste, 'n goeie gemeente het goeie werke. Die tweede wat ons in hierdie gemeente se geskiedenis raak sien, is Efese se onderskeidingsvermoë, en ek lees daar vir ons Openbaring 2 vers 2, maar die B-gedeelte. En dat jy slegte mense nie kan verdra nie, en dat jy die op die proef gestel het, wat sê dat hulle apostels is, en dit nie is nie, en hulle leenaars bevind het. Nou iets wat Paulus hierdie gemeente oor gewaarsku het, keer op keer, is valse leraars en valse leringe. En weer eens, dit begin in Handelinge. Paulus sê daar vir hulle, ons het gelees, daar gaan wrede wolwe teen julle kom.
Vanuit julle self gaan daar manne opstaan wat met die verkeerde dinge besig is, en dan gee hy vir hulle die opdrag, waak teen hierdie ding. En dan in die boek Efesiërs, die wapenrusting van God. Efesiërs 6 vers 11 trek die volle wapenrusting van God aan, sodat julle staande kan bly teen die liste van die duiwel. En dan die hele boek 1 Timoteus is geskryf om Efese te bewaar teen valse leringe, valse leraars, waar dit begin met die ware evangelie, en dat mense nie daarvan moet afwyk nie. En soos ek vir u gesê het vroeër, dit eindig met die woorde, bewaar jou pad. En dis wat die gemeente gedoen het. Heel aan die einde van Efese se verhaal hier in Openbaring, waaroor komplimenteer die Here hulle? Oor hulle onderskeidingsvermoë. Hulle het gewaak teen valse leringe. Hulle het staande gebly, hulle het getoets en gesien wat nie van die Here af is. En dis 'n kragtige getuienis dat hierdie gemeente staande gebly. En dit wys vir ons dat 'n goeie gemeente het onderskeidingsvermoë. En dit was so belangrik in daardie tyd gewees, maar hoeveel te meer in die tyd waarin ons leef. Daar's soveel valse lering wat 'n mens hoor, sosiale media, daar's baie goeie goed, maar daar's soveel valse lering as 'n mens Facebook of YouTube of enige van die goed oopmaak. En nou moet ons vra, het ons as gemeente onderskeidingsvermoë? Die Bybel sê self, in die laaste dae gaan daar baie valse leraars wees. Maar, hoe het hierdie gemeente onderskeidingsvermoë getoon? Hoe het hulle dit reg gekry? In Openbaring 2 kom 'n woord wat vir ons die antwoord gee. Hulle het op die proef gestel. Met ander woorde, hulle het getoets. Waarteen het hulle getoets? Teen die woord van God. Dis die raad wat Paulus vir die jonge Timoteus gegee het, toe hy vir hom skryf oor teen hierdie valse leringe, en bewaar, skryf hy vir hom in 1 Timoteus 4 vers 6, as jy hierdie dinge aan die broeders voorhou, sal jy 'n goeie dienaar van Jesus Christus wees, terwyl jy jouself voed met die woorde van die geloof en die goeie leer, waarvan jy 'n navolger geword het. So toets teen die woord. Dus is daardie verhaal van die mense in Amerika wat die vals note moet uitken. Hulle word mos baie van die regte noot gegee. Hulle wys nie vir al die valse note nie. Hulle wys vir hulle die regtes, dat hulle dit ken, dat hulle dit bestudeer, dat hulle dit hanteer, sodat hulle weet wat die regte een is. En wanneer daar 'n vals noot oor hulle pad kom, dan weet hulle dit dadelik. Hulle sien, iets lyk nie reg nie, iets voel nie reg nie, hulle weet dit. En so moet ons die waarheid ken. Ons moet die woord ken, ons moet die woord bestudeer, ons moet toets teen die woord. Ons moet ook nie dat mense ons met die woord verlei nie. Dink aan die Satan daar met Jesus se versoeking, wat hy selfs die woord probeer gebruik het. En mense doen dit. Hulle sê vir ons, ja, maar die woord sê dit en dit, maar gaan kyk, staan dit daar? Is dit die konteks? Is dit wat die woord sê? Ons moet toets teen die woord. Die volle woord. Want dit word van goeie gemeentes verwag. Daar's nog so 'n gedeelte in Handelinge, ons lees dit oor die gemeente in Berea. Nou daar staan in Handelinge 17 vers 11, die gemeente in Berea was edelmoediger as die in Thessalonika. Dis nogal 'n mooi woord. Ek dink die Engelse woord is noble. So wat maak hulle so goeie gemeente? Daar staan in Handelinge 17 vers 11, hulle het die woord met alle geleenthheid ontvang en elke dag die skrifte ondersoek of hierdie dinge so was. Hulle het getoets. So as ons 'n goeie gemeente wil wees, moet ons onderskeidingsvermoë hê. Hoe doen ons dit? Toets teen die woord. Ken die woord, bestudeer die woord. Ons het die riglyn. As iets buite die woord begin beweeg, dan is dit nie van die Here af nie. Mense wat sê daar's nou 'n hoër kennis en meer kennis en die Gees lei in die woord van God. Die woord bly ons baken. So daarom hou vas aan die woord en daarin het ons onderskeidingsvermoë. Die volgende wat ons sien in hierdie gemeente se geskiedenis is Efese het verdraagsaamheid. Die Efese se verdraagsaamheid. Openbaring 2 vers 3. En dat jy verdra het en lydsaamheid besit. So dit klink nou eintlik al vreemd, want die gedeelte sê vir ons vers 2, jy het slegte mense nie verdra nie,
Maar die vers direk daarna dan sê hy, maar jy het verdra en jy het lydsaamheid besit. So wat word hier bedoel? Die Here Jesus komplimenteer hulle verdraagsaamheid binne in die gemeente. Ons kry die antwoord in Efesiërs 4 vers 1 tot 3. Ek lees so vinnig die 3 verse. Paulus sê vir hulle, ek vermaan julle, ek gevangene in die Here, om te wandel waardig die roeping waarmee julle geroep is. Ek het vir u gesê, dis leef soos 'n kind van die Here, maar hoor wat sê hy nou verder. Met alle nederigheid en sagmoedigheid, met lankmoedigheid, terwyl julle mekaar in liefde verdra. En ernstig streef om die eenheid van die Gees te bewaar deur die band van die vrede. So hierdie verdraagsaamheid waaroor die Here hulle komplimenteer, is dit wat Paulus geskryf het. Hulle het mekaar in liefde hanteer, hulle het die eenheid bewaar en hulle het vrede gehad. Dit het hulle 'n goeie gemeente gemaak. As ek nou die teendeel moet sê, slegte gemeentes is daar stryd. Daar is wrokke. Daar is twis. Daar's gemeentes wat skeer. Maar in goeie gemeentes is daar liefde tussen kinders van die Here. Daar's eensgesindheid, daar's vrede. En hierdie gemeente was getrou daarin gewees. Paulus leer dit vir hulle in Efesiërs 4 en min of meer 30 jaar later in Openbaring 2 word hulle daarvoor geprys. Hulle het dit gedoen. Hulle het verdra. Hulle het bewaar, die eenheid bewaar. Hulle het die vrede gehad. Weereens, mooi kompliment vir hierdie gemeente. Veral in die tyd waarin hulle was met alles wat gebeur het. Maar dan bring dit weer die fokus op onsself. En dan moet ons vra, is daar verdraagsaamheid tussen kinders van die Here in ons gemeente? En 'n mens moet aan 'n ding soos 'n familie. Wat ons mos eintlik is in Christus. Ons is familie in Christus. Want ons familie kan ons baie keer ontstel. Hulle kan ons kwaad maak. Hulle kan dinge doen. Maar op die einde van die dag verdra ons en ons vergewe, want hulle is familie. Maar wat van in die gemeente? En daarom noem Paulus hierdie 3 dinge. Hanteer mekaar in liefde, bewaar die eenheid, hou vrede. En hy skryf dit op ander plekke ook, of daar is ander plekke waar dit staan. Liefde teenoor mekaar, Johannes 13 vers 35, die Here Jesus self aan die woord. Hy sê vir hulle, hieraan sal almal weet dat julle my disippels is, as julle liefde onder mekaar. Dis wat die Here Jesus sê. Die eenheid bewaar, Filippense 2 vers 2, maak dan my blydskap volkome, deur eensgesind te wees, en dieselfde liefde te hê, een van siel, een van sin. En dan vrede, 2 Korintiërs 13 vers 11, verder broeders, wees bly, word volmaak, laat julle vermaan, wees eensgesind, hou vrede. En die God van liefde en vrede sal met julle wees. Hoe mooi is die belofte daar in die einde. Hou vrede en die God van liefde en vrede sal met julle wees. So die woord is vol daarvan. Kinders van die Here verdra mekaar in liefde. Daarom let ons op onsself en ons maak seker ons het verdraagsaamheid. Dan die heel laaste gedagte wat ons vanoggend oor praat, is Efese se verlore liefde. Openbaring 2 vers 4, maar ek het teen jou dat jy jou eerste liefde verlaat het. Terwyl ons nou na Efese se komplimente gekyk het en die goeie dinge wat hulle gedoen het en wat ons daaruit kan leer, sien ons, hulle was ook nie perfek nie. Hulle het een groot fout gemaak. En terwyl hulle soveel reg gedoen het, was hierdie fout so groot gewees, die Here het hulle gewaarsku, as hulle hierdie fout nie reg maak nie, gaan hy hulle kandelaar verwyder. En daai groot fout was, hulle het hulle eerste liefde verlaat. Nou kom ons begin by, wat is jou eerste liefde? So weer eens, eintlik eenvoudig, dit is die liefde wat 'n kind van die Here vir die Here Jesus het. Johannes 14 vers 23, Jesus antwoord en sê vir hom, as iemand my liefhet, sal hy my woord bewaar en my Vader sal hom lief hê en ons sal na hom toe kom en by hom woning maak. Die samevatting van die wet wat ons vanoggend gelees het, dat jy die Here moet lief hê met jou hele hart, siel en verstand. Dit is die eerste liefde. Dat 'n mens 'n liefde vir die Here Jesus Christus het. En die gemeente het hierdie liefde gehad, dis hoekom die eerste liefde genoem word. Paulus skryf hulle in Efesiërs 3 vers 17,
sodat Christus deur die geloof in julle harte kan woon, julle wat in die liefde gewortel en gegrond is. So dit was daar. Hulle was daarin gewortel, vers 19, en die liefde van Christus te ken, wat die kennis oortref, sodat julle vervul kan word tot al die volheid van God. Die liefde was daar. Maar iewers het dit weggekwyt. Iewers het daai liefdesverhouding wat hulle met die Here Jesus gehad het dit weggeraak. En toe word dit maar 'n stel reëls, wette wat hulle nagevolg het. Hulle het die goeie dinge gedoen, maar die motief was nie meer daar. Terwyl hulle al die goeie dinge gedoen het, het hulle die belangrikste verloor. Maar die Here gee vir hulle die kans om terug te kom. Hy sê vir hulle in Openbaring 2 vers 5, onthou dan waarvandaan jy uitgeval het en bekeer jou en doen die eerste werke. So 'n goeie gemeente het 'n liefde vir hulle Here. En so is die laaste les wat ons vanoggend leer vanuit hierdie gemeente, dat ons eerste liefde nooit moet verloor. Dat ons die Here Jesus moet lief hê met ons hele hart, siel en verstand. En hoe maak ons seker ons verloor nie daardie liefde nie? Om seker te maak my verhouding met die Here Jesus is reg, want dis mos wat dit is. Dis nie net nog 'n godsdiens nie, dis 'n persoonlike verhouding met die Here Jesus Christus. Daai verhouding moet reg wees. En ek werk aan daai verhouding deur tyd in die woord te spandeer. Tyd in gebed te spandeer, naby aan die Here te bly. Daai liefde moet bly. En dat al die goeie wat ons wel doen is oor daardie liefde. Hy is baie lief vir sy pa. Hy kom kyk net wat doen hy hierbo. Dankie Lady. Sien hy het so verby sy ma geglip en vorentoe gehardloop. So weer eens, ek herhaal net wat ek laaste gesê het. Al die goeie wat 'n mens doen, is omdat jy lief is vir die Here Jesus. Paulus skryf in 2 Korintiërs 5 vers 14, die liefde van Christus dring ons. Dis hoekom ons dit doen. Dis ons motiveer. So hierdie fout wat Efese gemaak het, was so groot, dat die waarskuwing was, hulle gemeente gaan verwyder word. En hulle moet regmaak. Dis 'n ernstige saak. Om 'n goeie gemeente te wees, moet ons 'n liefde vir die Here Jesus hê, nooit daardie liefde verloor. Maar as 'n mens het, as 'n mens begin vasklou het aan 'n stel reëls en begin wette gehoorsaamheid en wegbeweeg het van die Here Jesus af, daar's kans om terug te kom. Hy sê, onthou waarvan jy uitgeval het, bekeer jou, kom terug. Kom weer en hê die Here lief met jou hele hart, siel en verstand. So daar moet 'n liefde vir die Here Jesus wees. En daarmee sluit ek af. Ons kan baie leer uit die goeie gemeente van Efese. Ons het gesien dat 'n goeie gemeente word geken aan goeie werke. Ons het gesien 'n goeie gemeente word geken aan hulle onderskeidingsvermoë, dat hulle toets teen die woord. Ons het gesien dat hulle verdraagsaamheid het en daai liefde teenoor mekaar het, die eenheid bewaar en dat hulle die vrede hou en laastens en die belangrikste van alles, dat hulle die Here liefhet. Daai liefde nooit verloor. En ja, hierdie boodskap is aan 'n gemeente. Maar 'n gemeente is saamgestel uit lede. En die lede moet voldoen aan die vereistes. So elkeen van ons kan hierdie les vat en vra, is ek daar? Is hierdie eienskappe in my lewe? Sodat ek deel vorm van 'n goeie gemeente. So daarom vra ons die Here om ons te help, om te ondersoek, seker te maak, elkeen van ons word geken aan goeie werke, onderskeidingsvermoë. So ook daai verdraagsaamheid teenoor mekaar en uiteindelik 'n liefde vir die Here. Mag elkeen van ons daardeur geken word en dan uiteindelik deel vorm van 'n goeie gemeente. Amen. En ons buig die hoofde en dan bid ons net saam. Wonderlike Here, baie dankie vir dit wat U vir ons so vanuit U woord leer. Here, waar ons vanoggend die lig kon laat skyn op hierdie gemeente en net kon sien wat ons daaruit kan leer. En bid ons, Here, dat ons die goeie daaruit sal neem. Dat ons sal doen wat U hulle voorgekomplimenteer het. Here, en ook die groot fout wat hulle gemaak het, dat ons daaruit sal leer en dat ons dit juis nie sal doen nie. En so bid ons, Here, dat ons dan 'n goeie gemeente sal wees. Ons bid, Here, dat U deur ons gemeente verheerlik sal word
En daar waar ons beweeg, Here, dat ons geken sal word as kinders van die Here. En kom dit terug na ons vers van die jaar toe, Here, wat ons net ons sout van die aarde wil wees en die lig van die wêreld. Ons sê vir U dankie, Here. Help ons daarmee, staan ons by, ons het U nodig, Here. Ons kan dit nie op ons eie doen nie. En ons loof en ons prys U dat ons dit kan bid in die naam van die Here Jesus Christus alleen. Amen. Die genade van die Here Jesus Christus, ons verlosser, en die liefde van God die Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees wees en bly met u elkeen. Amen.